Hoeveel verhoudings word beskadig nie deur wat iemand gesê het nie, maar deur wat ons gedink het hulle daarmee bedoel het. Iemand het jou nie gegroet nie, hoekom groet hulle my nie? Iemand het jou nie vinnig genoeg geantwoord en dan sê jy, hoekom antwoord hulle my nie? Iemand bluetick jou WhatsApp, maar hulle kom nie terug na jou toe nie. Iemand maak 'n opmerking en die manier waarop hulle dit sê, dit pla jou. En binne 'n paar sekondes het ons die res van die storie klaar geskryf. Hy ignoreer my. Sy het definitief iets teen my. Daar is iets aan die gang. Ek weet presies hoekom hulle dit gedoen het. Maar weet ons regtig wat aan die gang is? Nou Paulus skryf vir ons in 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 5. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dit is nie lig geraak nie en dit hou ook nie boek van die kwaad nie. Ek dink een van die mooiste eienskappe van Christelike liefde is dat dit vir mense ruimte gee. Ruimte om slegte dae te hê, ruimte om iets verkeerd te sê, ruimte om verkeerd verstaan te word, ruimte om steeds te groei, ruimte dat mense kan verander, ruimte dat mense nog so 'n bietjie kan bykom, dat ons genade en geduld het vir mekaar. Nou liefde gee mense ruimte voordat dit eintlik gevolgtrekkings maak. Dit beteken nie ons ignoreer verkeerde gedrag of maak asof mense om ons net nooit seer maak nie. Nee. Daar kom tye wanneer liefde juis 'n eerlike gesprek vra. Maar daar's 'n groot verskil tussen om 'n probleem aan te spreek en om altyd gereed te wees om aanstoot te neem. Daar's 'n groot verskil. Nou Jakobus kom gee vir ons 'n baie eenvoudige ritme in Jakobus 1. Hy sê elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te word. Nou ons doen dit presies andersom. Wel nie altyd nie, maar soms doen ons dit presies andersom. Ons word vinnig kwaad, ons praat vinnig, ons reaksie is ons praat lank voordat ons luister en begryp. Ons dis baie keer eers later wat ons eintlik luister en begryp, né? Maar die weg van Jesus nooi ons eintlik om stadiger te reageer, om te luister, om 'n vraag te vra, om te probeer verstaan wat gaan werklik aan, om iemand nie te veroordeel en hulle eerder die voordeel van die twyfel te gee. So wanneer iemand vandag iets doen wat jou pla, vra jouself voordat jy reageer, weet ek dit of neem ek dit aan? Dalk is daar meer aan die storie as wat jy weet. Dalk het daardie persoon vandag genade nodig, eerder as jou of my oordeel. Onthou, liefde gee mense ruimte voordat dit gevolgtrekkings maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u genade, eerstens oor ons lewens. En dankie dat u het vir ons enorme spasie, u het vir ons enorme ruimte. As ek baie keer dink hoe ek my lewe en net baie keer net so besig raak met my eie goeders, my eie dinge, en soms dat selfsug my dryf, en my ongeduld my dryf, en my tekort aan begrip vir ander mense se optredes en situasies, Here, en dan besef ek net, ja, u vergewe my sonde so maklik. En dan sê u ook vir ons in Lukas 11 dat ons moet ander vergewe. Ons moet in vergifnis teenoor ander mense wandel, sodat ons vergifnis kan verstaan. Maar Here, omdat u ons eerste lief gehad het, omdat u heeltyd vir ons wys, u het genade en ruimte vir ons, so moet ons ook leer om genade en ruimte te hê vir ander mense. En daarom vra ek Here vandag dat u my sal help en almal wat luister, dat ons in liefde sal wandel, dat ons stadiger sal beweeg, vinniger om te luister en stadiger om te reageer. Here, mag ons in daai genade vandag doelbewus in beweeg en so die mense om ons nader bring aan U. Ek bid vir daai genade oor my lewe en oor elkeen wat vandag saam luister. Ek bid dit in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle weer môre. Gaan in vrede. Totsiens.